Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vanaand wil ek begin met meer soos 'n vraag vir die manne. Dis eintlik 'n lame vraag, maar ek gaan al voor. So vir julle ouens wat baie Call of Duty gespeel het, en Counter-Strike, en Apex. Ek dink nie ek het nou vergeet. Daar ander ene wat die kinders speel wat dans nie. Ek weet nie wat daai is nie deel van die vraag nie. Daai oorlog games. Wat is die grootste verskil tussen die oorlog games en die regte lewe? Redelike basic vraag. Ek dink 'n redelike voorhandliggende antwoord. Die verskil tussen regte oorlog en daai skiet games is in regte oorlog kan jy doodgaan. In regte oorlog kan jy nie met 'n handgranaat speel en hom voor jou voete neergooi en lag nie. Want hy gaan ontplof en jy gaan nie respawn nie. Die bullets is real bullets. Hulle skeer regtig deur jou liggaam en hulle maak jou regtig dood. Een foutjie en dis die einde van jou lewe. Dis die obvious verskil tussen 'n rekenaarspeletjie en regte oorlog. En vanaand, soos wat ons kyk na Handelinge 4 en 5, sien ons dat baie soortgelyk is daar 'n koppel wat gedink het God is 'n speletjie. Hulle het gedink Christendom is speel 'n game. Hulle het gedink wat hulle doen en dink en wegsteek maak nie regtig saak vir God nie. Want ja, ek glo kind of in God, maar hy is verseker nie gevaarlik nie. Hy is verseker nie ernstig oor wat hy sê nie. Ek kan eintlik doen wat ek wil, want hy gaan niks daaraan doen nie. Vanaand kom ons na 'n ontsettende belangrike gebeurtenis toe in die vroeë kerk se geskiedenis, waar God sy mense na Christus se kruisdood herinner dat hierdie alles, die beweging van Christendom, sy woord, sy mense, sy wil, sy werk, sy verwagtinge van ons, wie ons is en wie hy is, al hierdie, God herinner sy mense dat al hierdie goed, dis baie reël. Dis baie ernstig. En dis alles behalwe speletjies. Letterlik, ons gaan kyk na wat ons sien in Hebreërs hoofstuk 12 vers 28 en 29. Ons gaan letterlik iets van hierdie beleef vanaand. Ons lees in Hebreërs 12, "Let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire." Ons gaan iets daarvan sien. Ons gaan kyk na ons storie in 3 bewegings. Eerste beweging is Barnabas se hart in hoofstuk 4 vers 32 tot 37. Barnabas se hart. En eintlik die hart van die hele vroeë kerk. Ons het 'n bietjie tyd daar spandeer. En dan word die hart van die vroeë kerk en Barnabas se hart word direk vergelyk met Ananias en Safira se hart. So ons gaan kyk in die tweede beweging van die storie, Ananias en Safira se hart. En dan laastens gaan ons kyk na ons harte. En ons gaan kyk na die laaste stuk van hierdie verse van vers 11 aan tot by vers 16, waar ons sien wat se effek het die dood van Ananias en Safira op die kerk gehad. En wat se effek behoort dit op ons te hê, op ons harte, soos wat ons dink aan wat God hier gedoen het. So kom ons kyk na Barnabas se hart, die heel eerste beweging in die storie. Ons lees van die vroeë kerk. Barnabas, the son of encouragement, en die vroeë kerk se radikale vrygewigheid. Hulle radikale vrygewigheid. As julle nie julle Bybels het nie, is dit nou die tyd om ergens julle fone te kry. Kyk saam in vers 32. As jy ooit in 'n kerk sit wat nie jou neus in God se woord kan kry nie, is dit
dalk 'n nie goeie ding nie. Julle moet toets wat ek sê, ek's 'n mens. Ek maak vir julle God se woord op. Julle moet kyk dat wat ek sê waar is. So maak seker julle het julle Bybels by julle, dit is belangrik, okay? So ons sien hierso, all believers were of one heart and mind. Hulle was 'n eenheid, hulle het saamgetrek in dieselfde rigting. They shared everything they had. Geen van hulle besittings was asof dit hulle sin was nie. Hulle het gelewe asof dit iemand anders se sin is. Daai kar is nie jou kar nie. Is eintlik ons kar. Dis almal het alles in. So gesê, Janko, kan ek daai duster van jou huis toe ry vanaand? Dis hoe dit was. Thanks, John. Dankie. So alles was almal sin. Hulle het gedeel, alles in hulle lewe was almal sin. En dan lees ons van the apostles wat preek oor die opstanding van Jesus. The resurrection of the Lord was preached and testified. God's grace was powerfully at work within them. So powerfully, mense het letterlik hulle lande en hulle huise begin verkoop. Een so persoon was Barnabas, the son of encouragement. Hy het letterlik sy eiendom verkoop en daai hele lot geld, 'n massiewe hoeveelheid geld, voor die apostels neergesit, sodat hulle aanhou kan sorg vir almal wat tekort het en aanhou die koninkryk kan bou. Aanhou kerke kan plant, aanhou mense kan uitstuur. Al hierdie goed was deel van waarmee die apostels besig was. En ons gaan nou sien, soos ons deur Handelinge gaan, hulle het meer en meer strukture in plek gesit. Die groot punt wat ons sien eintlik hierso wat amazing is dis totaal en al ander gesentreerd. Die hele beskrywing hier van die vroeë kerk en van Barnabas is ander mense, nie ek nie. Hierdie is ons in, ander gesentreerd. Soveel so, dis 'n ekstreem, dit maak ons bietjie ongemaklik voel, want ons lewe verskriklike westerse individuele lewens, waar ons baie lewe asof alles ons in is. Maar die ding wat hulle geïnspireer het, wat Petrus en die apostels gepreek het, is die opstanding. Hulle het gepreek oor, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ten minste wat dit vir my sê, is dat 'n groot deel van wat hierdie radikale vrygewigheid geïnspireer het, is die feit dat ons is gered vanuit die dood en vanuit hierdie wêreld uit vir 'n nuwe wêreld. Jesus het opgestaan met 'n nuwe liggaam, hy het die dood oorkom en hy roep ons en sê eendag gaan alles nuut gemaak wees soos my liggaam nuut gemaak was. Moenie lewe vir hierdie wêreld nie. Lewe vir wat kom. Lewe hierdie is 'n druppel in die emmer van die oseaan, 'n druppel in die oseaan van die ewigheid, hierdie lewe. Lewe vir dae. Iets van die opstanding het hierdie radikale vrygewigheid geïnspireer, want ek hoef nie dan vas te hou aan my goed nie. Want alles hier is tydelik. Ek kan niks van hierdie saam met my vat nie, dit beteken niks nie. Ja, maar dit beteken so baie vir daai persoon wat dit nodig het. So ek hoef nie op te gaar nie. So hulle, ek kan meer daaroor sê, maar die hart wat ons sien hierso, ten minste van die hart van Barnabas en die hart van die voorkerk is, hulle was oortuig. Hulle was oortuig oor die boodskap van die evangelie. Radikaal oortuig. So oortuig, dat dit alles van hulle lewens geaffekteer het. Hulle was letterlik ingekoop. Hulle was nie perfek nie, hulle was sondaars, maar iets van hierdie boodskap het hulle radikaal uit hulle ou lewe uitgeruk en op 'n nuwe koers gesit. Hulle was eerlik, opreg, hulle was all in. Hulle het nie 'n private maandag tot saterdag lewe gehad en dan sondag was hulle iets anders nie. Hulle het nie so elke dag, hulle was so oortuig van Jesus se boodskap, elke dag was so te sê Sondag. Elke dag was God se dag. Elke ding was God se ding, elke besitting was God se besitting. Elke geleentheid was God se geleentheid. Hulle was eerste Jesus Christus se disippels en toe in tweede plek was hulle prokureurs, CA's, dokters, ingenieurs, projekbestuurders, IT, wat ook al jy swat. Hulle was eerste disippels, wat ook al hulle was tweede plek. Dit beteken, hulle het nie laat gaan van hulle werk en almal in bediening ingetree en hierdie gedoen wat ek doen nie. Dis nie wat almal gedoen het nie. Inteendeel, hulle was
dokters en prokureurs en ingenieurs. In tweede plek, dit beteken hulle het Jesus werk toegevat. Hulle het hulle werk en hulle mense by hulle werk en die omgewings by hulle werk en waar hulle invloed gehad het, hulle daar die redemption van Jesus gaan uitleef. Die gebrokenheid en die sondigheid van alles wat hulle gesien het, daar het hulle die genesing van die evangelie uitgeleef. Daar het hulle invloed gebruik om vir mense te sê, daar's iets beter. Die vroeë Christene, glo ek, en ons meer as genoeg bewyse hiervan, hulle was die voorbeeldigste, opregste prokureurs, en CA's en dokters en ingenieurs en wat ook anders. Hulle was die beste van die beste. Hulle het werklik toegelaat dat die liefde van Christus wat in hulle harte getref het, dat dit oorvloei en die wêreld om hulle 'n beter plek maak. En moenie verkeerd verstaan nie, hulle sou baie geld gemaak het. Barnabas was 'n ryk ouetjie. Hierdie was nie sy veld wat hy hierdie was 'n veld. Hierdie was bo-op wat hy nodig het hy weggegee. Alles wat ekstra was. Moenie verkeerd verstaan nie, daar was verskriklike ryk mense in die vroeë kerk. En hulle het hard gewerk in wat ook al areas die Here hulle mee geseën het, maar nie meer vir hulle self nie. Nie meer vir hulle self nie. Hulle het nie geld gemaak vir hulle self nie. Hulle het nou geld gemaak vir Jesus se agenda. Vir Jesus se werk. As ons bietjie kan waardeer wat die effek wat die vroeë kerk gehad het op 'n Romeinse verskriklike wangelowige, maar wel gelowig in verskriklike verskeie gode, as ons net kan waardeer wat se effek die vroeë kerk gehad het op hierdie wêreld, dan dit moes 'n radikale getuienis gevat het vir almal om te draai na Christus toe. En my begeerte is dat ons sal kyk na Handelinge en dat ons dit ook sal wil wees. Dat ons ook 'n radikale voorbeeld sal wees van Christus se vrygewigheid teenoor ons. Hierdie idee van they were of one heart and one mind, nee, hulle het almal saamgetrek, nee. James Hunter sê die volgende. Hy sê, when scholars, business people, religious leaders, artists, scientists, journalists, politicians, and so on unite. All these people, when they unite and direct their symbolic, social, economic, and political capital, fancy woorde vir hulle invloed, hulle unite om die invloed wat hulle het in die wêreld te gebruik. They unite their political capital toward a shared ends. The world indeed changes. Dis wat ons sien in Handelinge. En Keller gaan aan en hy bou hier op en hy maak die verdere punt. We cannot build the church or be of any help to our broken society without a strong financial undergirding. That will require a change in how Christians give and steward their wealth, such that it will release far more money for ministry that has been made available. Hoe meer geld daar is, hoe meer geleenthede word oopgemaak vir 'n plaaslike kerk om die evangelie te versprei. Hier in Pretoria, in Gauteng, in Suid-Afrika en in Afrika. Dis die realiteit. En dis wat ons sien in Handelinge 4. They were of one heart and one soul and one mind, en hulle het almal 'n rol gehad en hulle het almal in dieselfde rigting getrek om die koninkryk te versprei. Hierdie is challenging. Hierdie is eye-opening, dis challenging. Ons sien dit hier en dit moet ons bietjie challenge. Dit moet ons challenge waar ons 'n private Christelike lewe wil lewe. Vir onsself, asof dit geluk gaan bring. Dit gaan nie geluk bring nie. Dit gaan nie geluk bring nie. Dis nie God se manier van lewe nie. Dis nie sy wil nie. En weer eens, geld is nie van die duiwel af. Geld is 'n awesome tool. Geld kan enigiets wees. Het julle geweet geld kan enigiets wees? Dis die krag van geld. Geld kan enigiets wees. Geld het letterlik die potensiaal om enigiets te kan wees. En ons niks fout met geld of iemand wat baie geld het nie. Maar ten minste wat ons hier sien, in die hart agter die vroeë kerk en die hart agter Barnabas, is dat geld tog vir ons 'n goeie indikasie is. Geld is vir ons 'n goeie indikasie, 'n goeie toets van waar ons hart is. Waar ons hart regtig is.
Hoe ons geld spandeer, wys vir ons wat vir ons belangrik is. Dis 'n feit. Waar jou hart is waar jou geld gaan wees. En waar jou geld is heel moontlik waar jou hart is. En dis belangrik. Want as jy vir Jesus is, as jy vir sy werk is, dan sien jy nêrens in die Bybel 'n Christen wat vir God is en vir sy werk is, wat nie finansiëel bydra tot die werk wat hier plaasvind in hierdie wêreld nie. So, ek vra ons almal, hoe oortuig sê jou finansies is jy oor Jesus en sy werk en sy boodskap? Dis die hart van Barnabas, die voorbeeld wat hulle vir ons stel. Dis die voorbeeld van Barnabas, die hart van Barnabas in die vroeë kerk. En dit bring ons na 'n verskriklike sterk vergelyking. Ananias en Safira. Ananias en Safira. Weereens, julle moet saam my volg. Dis 'n moeilike stukkie. Kyk mooi wat hier aangaan. Die all-in, radikaal uitverkoop vir Jesus, vroeë kerk, kom hierso die teenoorgestelde Ananias en Safira. En hulle verkoop ook 'n eiendom, soos Barnabas. 'n Huis of 'n veld of 'n ding, al wat ons lees is they sold property, heel moontlike huis. En met sy vrou se volle kennis, sê die teks, hulle het 'n sekere hoeveelheid geld van die verkoop van die huis vir hulle self gehou. En as jy dink, Johan, daar's eintlik niks fout daarmee nie, dan is jy reg. Hulle het alle reg gehad om van daai geld te hou. Hulle het die reg gehad om nie eers die huis te verkoop nie as hulle nie sou wou nie. En Petrus sê dit vir ons presies so in vers 4. Hy sê vir Ananias, sê, while it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Dis sy eiendom. Alles van die vroeë kerk was vrywillig. Niemand was geforseer om te gee nie, en Petrus maak hierdie punt duidelik. Anders kan jy hierdie teks lees, almal wat nie gegee het nie, het doodgeval. Dis nie wat hier aangaan nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Jy kan hierdie teks lelik draai. Duidelik sê, hierdie was sy geld, hy kon doen net wat hy wou met daai geld. Alles was vrywillig. So wat is die probleem? Ons sien ietsie van die probleem in die ander vraag wat Petrus vir Ananias vra. Vers 3 en vers 4. Why has Satan, Ananias, so filled your heart to lie to the Holy Spirit? Vers 3, weer. Why is it that you've contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. 2 keer lied. 2 keer, wel 1 keer contrived. Hierdie idee van scheming. Die woorde contrived en leen, daar was 'n plan. Dit was baie meer as net geld terughou, daar was 'n plan hier. Hierdie taal praat van deceit. Geheime plannetjies, false pretense, Engels vir voorgee. Jy weet, om een ding te wees in privaat, maar om in jou hart iets heeltemal anders om een ding in jou hart te glo privaat en een ding te wees privaat en dan om voor te gee iets heeltemal anders. False pretense. Die probleem was nie die geld wat hulle teruggehou het nie. Die probleem was die leen en die plannetjies. Die scheming, die fakeness, die voorgee, die agenda en die motivering agter wat hulle gedoen het was die probleem. Dit was die feit dat hulle gedink het hulle kon vir God flous. Hulle kon hom 1-2 en hy weet nie waar om te gaan nie. Die leen was die probleem. Dit lyk asof die leen spesifiek is dat hulle 'n bedrag neergesit het voor die apostels en hulle, kyk, hierdie is 'n kort stukkie van baie gesprekke. Okay, daar het heel moontlik baie hier aangegaan. En ons moet dit alles in een sin saamvang. So heel moontlik wat hier gebeur het is hulle het 'n bedrag neergesit voor die apostels en vir almal gaan vertel, hierdie is die bedrag vir die hele huis. Ons het alles gegee. En ek beloof vir jou, dit sou 'n massiewe hoeveelheid geld gewees het. Ons het alles gegee. Meanwhile, het hulle vir hulle self geld teruggehou. En beginsel is niks fout daarmee nie. Hulle het lekker omgaan en sê, wow, kyk, ons is soos Barnabas. Ons het alles gegee. Maar eintlik, hulle was nie eerlik oor wat hulle gegee het nie. En agter daai oneerlikheid was daar 'n selfgesentreerde agenda, 'n valse geloof
en 'n minagting vir God se werk. Een kommentator sê dit nogals goed, en hy sê, their giving seemed so sacrificial, but their motivation to gain prestige and reputation through willful misrepresentation meant it was everything but sacrificial. Dit is spesifiek hierdie fakeness wat vir ons wys, hulle het 'n speletjie gespeel. Hulle het 'n game gespeel met God. Hulle het hom nie ernstig opgevat nie. As hulle verstaan het wie God regtig was, sou hulle geweet het, hulle speel met vuur, letterlik. Daar was 'n duidelike disrespek hier. Dis 'n game, dis 'n speel geloof. Hierdie is soos, hulle het God hanteer soos enige ander God in die Romeinse wêreld. Enige ander God wat nie eintlik omgee oor jou hart nie, doen net wat jy moet doen. Maar gee nie eintlik om wie jy is nie. Doen net die dinge. Doen net die dinge. Volg net die stappies. Hierdie is 'n prentjie van 'n tipe gif wat al vir baie jare baie kerke doodgemaak het. Hierdie gif. 'n Gif van 'n leë geloof wat baie impressive lyk. 'n Gif wat al baie kerke so siek en doodgemaak het. 'n Gif wat leë religiosity is. Dis leë religiosity. Daar's baie wat aangaan, maar dis koud en dood. En dit was 'n groot probleem. So groot 'n probleem, beide man en vrou val direk daar dood voor Petrus, en Petrus het nie 'n vinger opgelig nie. Inteendeel, ek dink selfs Petrus was bietjie verbaas. Ek dink hy het net vir hulle gesê wat die waarheid is, en net daar en dan toe besluit God, hy oordeel hulle. En ek gaan eerlik wees, ek is nie 100% seker hoekom die Here hulle so geoordeel het nie. Ek weet nie. Ek dink moontlik is dit omdat hierdie tipe speel geloof, dit is dodelike gif. En dit dalk het die Here die vroeë kerk beskerm van dit. Dalk het hy hulle beskerm van dit, maar die teks sê nie eintlik vir ons hoekom die Here hierdie spesifieke besluit neem nie. Maar die les is duidelik. Die les is dat die hart agter wat ons doen is baie belangriker as wat ons doen. Die hart agter wat ons doen is baie belangriker as wat ons doen. Die Here kyk na ons harte en hy weet presies wat in ons lewens aangaan, soos ons almal hier sit. En ons kan aanhou vir onsself jok. Ons kan aanhou verskonings maak. Ons kan aanhou compromise. Ons kan aanhou justify, ag nee, maar dis eintlik daai ding se skuld. Maar ons kan nie vir God jok nie. In die vorige punt het ek julle aangemoedig om te dink aan hoe julle geld spandeer. Want dit is tog 'n goeie toets. Maar ek wil nou mooi vra dat julle asseblief nie nou, omdat julle bietjie skuldig voel, gedrewe word om nou net geld te wil gee nie. Hierdie is nie, ons wil nie mense manipuleer om te gee vir Jesus nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Asseblief moenie gee vanuit 'n plek van skuld nie, want dis wat ons wil doen, nê. Nie net met geld nie, maar met baie dinge in ons lewe. Ons wil vir God goed doen sodat ons beter voel oor die feit dat die binnekant mense dink ons is een ding, maar eintlik is ons nie dit nie. En eintlik is ons hart baie koud en eintlik voel ons baie ver van die Here af. Asseblief moenie dit doen nie. Moenie probeer oppatch waar die gapings is in jou lewe met ook 'n stukkie leer religiosity nie. Dis die leuen wat ons vir onsself fluister. Ons fluister vir onsself dat ons ergens agter ons koppe glo ons kan God impress met ons teologie en ons geld en ons dade en hoeveel tyd wat ons gee vir die kerk en hoeveel Bybelstudies wat ons bywoon of wat ook al. Selfs die mense wie ons is mos beter as daai mens. En so ergens dink ons het hierdie krediet met God. Hy skuld ons iets, van ons doen nogals baie vir hom of iets, so iets. Ons dink ons kan hom impress met ons lewens. En dis net nie waar nie.
As ons dink ons kan vir God impress, dan wys ons dieselfde wanpersepsie wat Ananias gewys het. Daar is nie genoeg geld in die wêreld om vir jou sondes op te maak vir 'n heilige God nie. Wie ook al ons is, maandag tot saterdag, dis wie ons is. En die Here weet dit. En niks wat ons doen kan opmaak vir die koudheid en tekortkominge wat ons harte van vol is nie. So wat doen ons dan? Die punt is, in plaas daarvan om jouself te probeer red, in plaas daarvan om te probeer opmaak vir iets wat jy nie kan verander nie, in plaas daarvan om 'n fariseer te wees wat probeer iets wees wat jy weet jy binnekant nie is nie, vanaand, as ons kyk na Ananias en Safira se hart, is die aand waar jy net moet eerlik wees oor wie jy regtig is. Wees net eerlik oor wie jy is vanaand, soos wat jy hier sit, wie jy regtig is. Nie wat jy doen nie wie jy wens jy was nie, oor wie jy regtig is. Voor ons probeer iets doen, kom ons erken. Want wat ons eintlik nodig het, is nie dade nie, wat ons nodig het is 'n veranderde hart. En ons kan nie dit doen nie, ons kan nie ons eie harte verander nie. En dit bring my na die laaste punt toe, ons harte. Die effek van hierdie verskriklike oordeel van God op die vroeë kerk. Ons kort iets om ons harte weer te tref. Ons kort nie iets nie, ons kort die Here om ons harte te tref en om die koue harte weer warm te maak. Daar's duidelik in hierdie teks 'n groot brug. Ek weet nie of julle dit sien nie. Daar is die Barnabas en wie hulle is, en dan is daar die Ananias en Safira, en daar's hulle harte, en daar's 'n gaping tussen die twee, want ons voel baie meer soos Ananias, as ons eerlik moet wees, en baie min soos Barnabas. En as ons kyk na die effek wat hierdie oordeel gehad het op die kerk, dan sien ons iets van hoe ons hierdie gaping kan brug. Hoe ons harte weer werklik kan warm maak. En jy kyk saam met my na hierdie laaste paar verse, van vers 11 af, eintlik van vers 10 af tot vers 16. So ons lees in hierdie laaste paar verse iets wat my ten minste laat skrik. Ek is verbaas. So in die laaste paar verse van hierdie stuk sien ons dat twee mense doodval en die kerk groei insane. So as ek die tye van ons kultuur gelees het en ek het 'n aanname gemaak oor wat ek dink sou gebeur het indien mense doodgeval het in hierdie kerk, dink ek mense sou weghardloop het. Niemand sou ooit weer teruggekom het nie, want hulle sou gesê het Christendom is wreed. Waar is die liefde? Ek nog liefde wen. Waar is die genade? Die genade moet my mos altyd vergewe, maak nie saak wat ek doen nie. Waar is die genade hier? Waar is die liefde? Hoekom oordeel julle so? Dis hierdie tipe geaardheid wat ek dink hierdie verskriklik offensive vind, hierdie stuk. En juist hoekom ek dink hierdie stuk so belangrik is. Want vers 14 sê vir ons, and more than ever believers were added to the Lord. Multitudes of men and women. More than ever. Hoe is dit moontlik dat twee mense uitgevang kan wees deur hulle sonde en tog groei die kerk so? Twee goed. Ons sien twee goed. Wat mense gesien het in die oordeel van Ananias en Safira, twee goed wat hulle harte weer warm gemaak het. Die eerste ene. Ons kort 'n skokkende ontmoeting met die heilige almagtige God van die heelal. Ons kort 'n skokkende ontmoeting met die heilige almagtige God van die heelal. Die oordeel van Ananias en Safira het weer 'n heilige en 'n opregte vrees en respek geskep in die kerk teenoor God. Vers 11, and a great fear came upon the whole church and upon all who heard these things. Julle tot ons nie besef wie ons mee te doen het hier nie. Gaan ons altyd tot 'n mate 'n speel geloof hê. Die vrees van die ontmoeting wat die vroeë kerk gehad het met 'n heilige almagtige God het hulle geruk.
wakker geruk. Hulle het besef, werklik besef. Hulle het ophou jok vir hulle self. Hulle het ophou verskonings maak. Hulle het opgehou met 'n speel haar halfhartige geloof. Hulle het ophou genade misbruik. Want God lewe, hy's almagtig. Hy's werklik heilig en hy haat regtig sonde. Toe God hier intree, toe is dit nie meer 'n teoretiese geloof nie. Nee, dit was nie 'n kopgeloof nie, dit was reëel. Dit was ernstig en die hele ding was lewendig. Dit was scary. Kerk toe gaan, Bybelstudie, gebed, Jesus, alles wat hulle gedoen het daar en dan, dit was nie meer opsies nie. Dit was nie, ek voel nie meer vandag soos dit nie. Dit was die oordeel van God het mense doodgemaak. Daar is hulle grafte, hulle is daar begrawe en ek is vrek bang. Want hy weet alles van my. En as ek nie reg is met God nie, moet ek nou regkom met God. Dit was die effek. Daar is nie 'n beter teken van die toekomstige oordeel wat gaan kom oor hierdie wêreld as hierdie nie. En dit het opreg mense bang gemaak vir heilige God wat gaan oordeel. Sien julle wat 'n kragtige ontmoeting met die heilige God kan doen? Want dis die punt. Die punt is, ek kan selfs hierdie preek en ons kan almal huis toe gaan en as ons eerlik moet wees, hy is nie so reëel vir ons harte soos wat hy moet wees nie. Ons voel nie die gewig van 'n heilige God wat weet wat in ons lewens aangaan nie. God is nie vir ons harte reëel genoeg nie. So tog, ons kort soos in Handelinge 5, ons kort 'n kragtige ontmoeting met God, sodat ons die krag kan sien, sodat hy ons kan geopenbaar word aan ons. Wat sy heiligheid doen, nie teoreties nie, 'n belewenis van wie God is. Sodat ons ook 'n bietjie kan wakker skrik. En ek kan obviously nie dit doen nie. Obviously nie. Ek kan nie 'n ontmoeting met die kragtige en heilige God orkestreer nie. Ek is eerlik te bang om te probeer. Maar mense probeer. Mense probeer baie van hierdie goed orkestreer, maar ek kan dit nie doen nie. Net God in sy almag kan hierdie doen. En so, die punt is ons kort dit en ons moet bid daarvoor. Dit is my burden, ons harte kort 'n belewenis met die heilige God. En ons moet bid hiervoor. Ons moet smeek dat hierdie nie 'n teoretiese geloof sal wees nie. Ons moet smeek dat hy eers ons oë sal oopmaak, eers ons iets sal wys, eers in die speletjies van ons lewe sal inbreek en ons bietjie sal laat wakker skrik. Ons kort dit en as jy saam met my sal bid daarvoor, sal ek dit waardeer want dis waarvoor ek gaan bid. Heel moontlik vir die res van hierdie jaar. Dan sien ons die tweede punt wat hulle harte weer warm gemaak het. Die tweede ding wat hulle harte weer warm gemaak het is 'n herinnering aan wat ware genade is wat ons red uit God se oordeel. So 'n herinnering aan ware genade. Dit is maklik vir ons om genade te misbruik. Dit is maklik vir ons om in 'n ritme in te kom waar ons net altyd staat maak op God se genade. Maar die punt is, wat God se genade so genadig maak, is die oordeel waarvan af hy ons red. Ananias en Safira is 'n herinnering, 'n harde herinnering, dat ons nie die geskenk van ons redding verdien nie. Ons doen nie. Ons bring nie iets na die tafel toe en dan sê die Here, maar jy is so mooi en so oulik, daarom het ek jou gered nie. Daar is niks nie. Daar's niks wat jy tafel toe kan bring wat jou redding op een of ander manier 'n verdiende redding maak nie. As die Here sou wou, sal hy God almagtig opreg wees
As hy hier en nou almal wat doodval in hulle gesondigheid. Hy sal opreg wees. Want nie een van ons verdien die tweede kans wat aan ons gegee is nie. Waar was Ananias en Safira se tweede kans? Is God wreed? Nee. Kyk, jy kan dink God is wreed hier, maar hy is nie. Eintlik is hy nie wreed nie, hy is heilig. Hy is geregtig in sy oordeel. En ons is sondaars wat niks minder verdien as daai oordeel nie. Die asem in ons longe is aan ons gegee en ons gebruik dit om 'n rebellie uit te lewe teen die een wat daai asem vir ons gegee het. Is 'n regter wreed wat die skuldiges voor hom tronk toe stuur. Wat ons moet verbaas is dat God nie hierdie meer doen nie. Jonathan Edwards het 'n preek gelewer in 1741 wat ook deel was van 'n soortgelyke herlewing soos die een wat ons van lees in die laaste stuk van Handelinge 5 waar massas teruggekeer het na Christus toe. En in hierdie herlewing is die bekendste preek, glo ek, die bekendste preek Sinners in the Hands of an Angry God. Dis Jonathan Edwards. Hy preek Sinners in the Hands of an Angry God. Ek het 'n paar stukkies uitgetrek van hierdie preek. Edwards sê, there is nothing that keeps wicked men at any one moment out of hell but the mere pleasure of God. He is not only able to cast wicked men into hell, but he can most easily do it. You do not only justly deserve to be cast down thither, but the sentence of the law of God, that eternal and immutable rule of righteousness that God has fixed between him and mankind, it has gone out against you and stands against you. Your wickedness makes you as heavy as lead, as it were heavy as lead. Your health and your own care and wisdom and best achievements and all your righteousness would have no more influence to uphold you and keep you out of hell than a spider's web would have to stop a falling rock. You have offended God infinitely more than ever a wicked rebel did his prince. And yet, it is nothing but his hand that holds you from falling into the fire every moment. There is no fortress that is any defense from the power of God. In short, they have no refuge, nothing to take hold of. All that preserves them every moment is the mere arbitrary will, unbound to any promise, unobliged patience of an angry God. Therefore, hierdie laaste sin is die heel laaste sin in sy preek. Therefore, let everyone that is out of Christ now awake and fly from the wrath that is to come. Harde woorde. Woorde wat ons vergeet en daarom speel ons games met God. Ons speel games met die gehoorsaamheid wat hy van ons af verwag. En ons raak flou. En dis wat ek glo die Here vanuit sy woord uit vir ons wil sê. Ek sal nie hierdie teks opreg preek as ek nie die erns preek wat daai dag daar gevoel was nie. Dis wat die Here vir ons vanaand wil sê. En voor ek julle wil wys na Jesus toe, voor ek wil sê, ja, Jesus gaan en sal in jou plek staan sodat die opregte oordeel van God nooit op jou hoef te land nie. Voor ek dit sê, wil die teks hê, wil die Here hê, ons moet eers opnuut sien die heiligheid van God. Die oordeel van God, van waar af ons gered word. Die gewig van die straf van God, die consuming fire wat op Jesus geland het, sodat jy jou redding kan geniet. Sien hoe ernstig hierdie is. En weet dat as jy speletjies speel met God,
is hierdie heel moontlik die duidelikste uitnodiging wat jy gaan kry om op te hou speletjies speel. En om werklik te kom na Jesus toe. Hy alleen kan jou skuil. Hy alleen kan jou vryspreek. Want hy alleen het hierdie volle straf van God op homself geneem. En weet jy, hy hoef dit nie vir jou te gee nie, hy hoef dit nie vir ons te gee nie. Ons verdien nie hierdie offer nie. Maar tog, vanaand haal jy asem. En hy offer vir jou sy enigste seun. Nou, hy gee vir jou die geleentheid om te kyk na sy enigste seun. As die een wat jou dood neem op homself, sodat jy vir ewig kan lewe. Jy verdien dit nie. Maar hy offer dit. Dis genade. Dis genade. En dis wat ons harte weer moet hoor. As ons wil hê dan moet weer 'n passie vier binne ons. Ek sluit af. God is goed. Werklik goed. En hy is meer genadig as wat ons ooit onsself kon indink. Maar hy is heilig. Hy is heilig en ons moenie sy genade vir een oomblik misgis en dink ons kan met hom speletjies speel nie. Kom ons hou op speletjies speel en kom ons lewe vir hom. Ek sluit af weer eens met Hebreërs 12 vers 28 en 29. Aandiens, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Kom ons bid saam. Almagtige God, heilige God, groote God, skepper van die hemel en die aarde. Mag ons nou vir 'n oomblik u grootheid voel. Mag ons nou vir 'n oomblik u grootheid besef en opnuut u genade beleef. Opnuut beleef wie ons is en wie u is. En mag dit ons harte warm maak vir u hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar en vir die res van ons lewens. Mag ons erns maak met u heilige naam. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.